Almal wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Dinsdagoggend en baie dankie vir die voorreg wat ek het om met julle 'n woord te kan deel vandag. Nou ons het gister begin met 'n reeks oor hoekom sekere onderwerpe belangrik is en oor baie kere bedien word. Nou vandag se onderwerp is iets wat ons daagliks hoor. Wat dink julle is dit? Ja, vergifnis. My broer en susse, vergifnis is iets wat ons elke dag beleef. Vergifnis is iets wat nie maklik is nie. Ek is seker almal kan saam met my stem, om te vergewe is nie maklik nie. Maar is dit moontlik? Natuurlik. Dit is moontlik om te vergewe. Nou hoekom sal julle sê is vergifnis so belangrik? Wel, as daar nie vergifnis is nie, sal daar nie vrede wees tussen mekaar nie. Daar sal nie vryheid in jou hart wees nie. Bekleiereis sal aanhou. Daar sal net glad nie vrede tussen mekaar wees nie. Nou wat doen vergifnis? Vergifnis bring vrede. Vergifnis maak jou vry van dit wat seer gemaak is. Nou my boetie en sisse, dis nie maklik om te vergewe nie, veral as iemand jou baie erg te nagekom het, vir jou goed gesê het, wat vir ewig by jou bly, iets aan jou gedoen het, wat vir altyd 'n letsel laat. Nou hoe moet ons dit vergewe? Ek sê nie, jy moet net onmiddellik vergewe en dan net aangaan nie. Vergifnis kom oor 'n tydperk, maar vergifnis moet toegepas word. Dit is iets wat baie belangrik is vir Jesus. Jesus het gesê, en hy sê dit in 'n hele paar verse, sê hy, dat julle moet vergewe, soos wat ek julle vergewe. Matteus 14 is een van hulle. Efesiërs 4 vers 22, Kolossense 3 vers 13, daar staan, vergewe mekaar, wees genadig teenoor mekaar, vergewe, soos wat Jesus ook julle vergewe het. En dan sê Jesus ook, as julle nie kan vergewe nie, hoe wil julle dan hê moet ek julle vergewe? En dis iets wat hard is, my boetie en susse. Dis 'n baie harde stelling, maar tog, dit is soos, as ek nou 'n voorbeeld kan vat, jy hou nie daarvan as iemand vir jou goed sê wat jou seer maak nie, maar jy doen dit. Nou dit is waarop dit basies neerkom. Jy wil hê mense moet jou vergewe vir iets wat jy verkeerd gedoen het, maar jy kan hulle nie vergewe nie. En dis hoekom Jesus juis hierdie stelling ingesit het. Dis nogal baie waar, of wat sê ek? Dan natuurlik, hoeveel keer moet ons vergewe? Ons sê baie keer, ek gaan jou nog 'n laaste kans gee, dan sal ek jou nooit hierna vergewe nie. Jesus sê vir ons moet 7x70 keer vergewe. Dit klink hard, dit klink moeilik. Maar kind van God, weet jy wanneer kan ware vergifnis inkom? Wanneer iemand 'n opregte verskoning vir jou kom vra, opregte vergifnis vir jou kom vra, dan kan jy hulle vergewe, en jy kan sien, dat daai mense het eintlik berou, hulle het regtig berou, en hulle wil verander. Maar nou kry ons ongelukkig mense wat vergifnis goedkoop maak. Hulle het hierdie mindset van, ag nee wat, ons moet vergewe, en ons kan nou maar net aanhou verkeerd doen. Nee my boetie en susse, dit is nie die doel van vergifnis. Die vergifnis is daar om iemand te vergewe wat jou te nagekom het, en daai persoon werk eintlik daaraan. Maar sê dit ook, omdat jy iemand vergewe het, nou moet jy weer toelaat dat hulle aan jou doen wat hulle gedoen het, glad nie. Vergifnis is ook om vir jou vry te maak, my boetie en susse, want dit is basies soos 'n tronk waarin jy leef. Jy word toegesluit met hierdie seer, met hierdie haat, met hierdie bitterheid oor dit wat iemand aan jou gedoen het, en daai persoon loop vry rond, hulle lag en gesels en gaan aan, hulle het nie 'n kommer nie oor dit wat hulle aan jou gedoen het, hulle het al vergeet, en jy sit met daai seer. So dit is ook juis, vergifnis is om jou vry te maak. Jy kan vry wees van hierdie seer wat jou aangedoen is, my boetie en susse. So ek sê nie vergewe net elke liewe ding nie. Ek sê, vergewe sodat jy vry kan kom. Vergewe sodat jy kan vrede in jou hart hê. Kom ek bid vir ons. Here, dis nie maklik om te vergewe nie, dit is moeilik. Maar Vader, U sal vir ons die moed gee om te kan vergewe. U sal ons die wysheid en die insig gee om deur hierdie seer te kan werk en op 'n punt te kan kom waar ons sê, ek spreek vry. Ek wil vergifnis toepas. Mag ons na U stem luister. Mag ons U toelaat om ons, liewe Here, te rig en vir ons te lei na vergifnis toe. Asseblief, Here. In Jesus Christus naam is dit my gebed. Amen en amen.
Julle moet 'n wonderlike dag verder hê. Kyk mooi na julleself, wees geseënd, tot môre toe. Totsiens julle.